Daar's hy. Kom ons maak sommer ons oë toe en ons bid saam. Wat sê julle? Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here. Here, en ons dankie, Here, vir U goedheid, vir U grootheid, vir U guns, Here, vir U teenwoordigheid vanoggend, U Here by God. Werk in ons harte, praat met ons deur U woord, Here. Raak ons aan in U liefde vanoggend. Vader, ons bid dit en ons dankie en ons ontvang dit nou vanoggend in Jesus Christus se naam. Amen. 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 Goed. Halleluja. Right. Wie sal graag in die krag van God wil beweeg? Beweeg in die krag van God. Right, jy sal graag, né? Goed. Word minder. Julle die mens, ek gaan gou iets vir julle sê van die mens, né? Het iets wat van die Satan afkom, né? En dit is, ek wil meer word. Wil jy moet hierdie hoor. Daar's iets wat die mens het, wat van die Satan afkom, né? Ek wil in grootheid groei, ek wil in krag groei, ek wil in heerlikheid groei, ek soek aansien, né? En ek soek posisie, en ek soek krag. Die mens het dit. Kom ek lees dit vir julle. Kom ons gaan kyk, ja. Kom ek maak maar my boek oop, soos vir die Here die goed vir my gegee het vanoggend. Right. Goed. So die titel van ons boodskap is, ek moet minder word, en hy meer. Okay, ek moet minder word, en hy meer. Kry meer van God in jou, kry minder van jou in jou. Kom, ons moet hierdie goed hoor, amen, né? Kry meer van God in jou, kry minder van jou in jou. Nou, ek wil hê ons moet hierdie hard en duidelik hoor, okay, alright, so kry jy meer van God in jou. Kom ek lees gou vir ons. Right, ek gaan vir ons lees uit Esegiel 28, die val van Satan uit die hemel. En ek wil hê, julle moet sien hoekom hy geval het. En ek wil hê julle moet sien hoekom God hom uitgegooi het. Né? En dit sal ook die rede wees as ons in hierdie selfde kwaliteite, dieselfde goed doen, hoekom ons ook nie in die hemel sal inkom nie. Ek wil amper sê uitgegooi sal word. Maar kom ons gaan hoor gou. Esegiel 28 en ek lees vir ons van vers 12. Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here. Jy was, hier begin hy van hom praat, die seelring van die eweredigheid. Jy was die seelring van die eweredigheid, né? Vol van wysheid en volmaak in skoonheid. Nou hoor hierdie goeie kwaliteite. Vol van wysheid, volmaak in skoonheid. Right. Jy was in Eden. Die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Julle, dit is hoe die duiwel gelyk het, nou, voordat hy geval het. Né? Lucifer. Né? Voordat hy geval het. Right. Vol edelgesteentes. En dit was jou bedekking. Karnebool, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel, smarag. Julle sal sien dat al hierdie edelgesteentes is in die fondasies, né, van die nuwe Jerusalem. Alles wat op hom was. Né? Hoor nou hier. En van goud was die werk van jou kassies. En groewe aan jou op die dag toe jy geskape is hulle berei. Né? Okay, nou. Hoor nou vers 14. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. 'n Gerub. Kan julle dit dink? Ons dink net aan die duiwel, die lelike ding met die horings en die stert en die vark en jy weet mos, daai prentjie. Wanneer ons aan hom dink, nou hierdie krom vertrekte vieslike ding. Né? Dit is ons prentjie. Né?
Maar kyk wie was hy. Jy was 'n gerub wat beskut het. Né? Ek het jou gestel op die heilige berg. God het hom op die heilige berg gesit. Né? Nou gaan julle skrik vir hierdie een. 'n God was jy. 'n God was jy. Julle, dit is hoeveel God in hom ingesit het. Ek gaan nou vir julle sê, God het Satan regtig Lucifer, die gerub, die engel wat beskut, waarlik lief gehê. Ek wil vir julle sê, God het sy beste in hom ingesit, toe hy nog in die hemel was. Maar toe gebeur daar 'n vieslike ding, 'n lelike ding, het met hom gebeur. Nee, en dit was nie God se skuld nie, dit was sy eie skuld. Sy eie skuld. Want, hoor gou hier, weens die goedheid, wat die almagtige God aan hom bewys het, toe gebruik hy dit, wat God vir hom gegee het, wat goed was, en hy draai teen God self. Nou, hoekom doen ek hierdie volgende? Dis waarskuwings vir my en jou. Julle luister, hier's waar, ek en jy moet pas op. God het my en jou na sy beeld gemaak, na sy gelykenis. Né? En nou gaan ek vir jou sê, alles wat goed in jou is, né, is uit God. Hy het dit in jou gesit. Uit liefde het hy dit in jou gesit. Jou glans, jou heerlikheid, né, jou intelligensie, né, jou persoonlikheid, né, alles wat mooi is, wat binne in jou is, alles wat jy is, so Satan, kom dit uit God uit. Net uit God uit. Net uit God uit. In die oomblik, julle, as jy skiem, jy is iets, né? Dan begin jy in die voetspore van die Satan voor sy val, né? Toe wat hy was in die hemel, né, begin jy in daai voetspore van hom trap. Jy loop in dieselfde struik in, soos wat hy ingeloop het. En moenie miskyk nie. God het hom gestroop van alles wat hy was. Die woord sê, hy het hom op die aarde, hy het hom uit die hemel uitgewerp, God. Hy het hom op die aarde neergegooi. God het Satan op die aarde neergegooi. Manne, ek wil met 'n boodskap kom na julle toe vandag. Nee, moenie jou bo enige iemand aanstel nie. Nee, asseblief moenie dit doen nie. God het jou met heerlikheid bekleed. Nee, wees nederig, al is jy met heerlikheid bekleed. Al het jy goeie goddelike kwaliteite in jou, moenie daarin roem nie. Hierdie is 'n waarskuwing wat nou uitgaan. Meeste van ons beweeg nie in die krag wat ons moet beweeg nie, né? Want hoogmoed het in ons hart gekom. Ons dink ons is iets, né? Hoor gou hier, en ons wil in ons eie heerlikheid begin optree. So te sê soos wat Satan wou hy op die troon van God as God gaan sit het. Hy het hom gravely mistaken. Nee, hy het gedink hy weet wie's God. Toe kom hy agter, he hasn't got a clue. Dis waarheid. Want toe hy dink, hy maak gou vir 'n klomp engele bymekaar. Toe hy dink hy wil veg teen God. Toe hy dink hy kan sy troon oorvat. Weet jy wat? God het nie eens sy vinger beweeg om hom te verslaan nie. God het net vir Michael en die engele gesê, vat hom. Ek sê jou, God het nie nodig gehad om Michael en die engele te stuur en sê veg teen. God kon net gesê het, you'll never see him again. Nou, ons moet besef, ons is klein en God is groot. Asseblief, ek wil net hierdie by julle los, julle. Nee, ek wil hierdie vir julle gee vandag. En wanneer jy aanbid, nee, wanneer jy God aanbid, moenie in jou grootheid God aanbid nie. Aanbid hom in jou nederigheid. Nee, moenie in wat jy is so om probeer aanbid nie. Here, ek moet minder word, maar hy meer. Ek moet minder word, want hy meer, want raai wat's wonderlik van dit, né? Soos wat jy minder word, word hy nog meer dan in jou, hy meer in jou, terwyl jy aan jouself sterwe. Moenie 'n vinger na ander mense wys nie, moenie ander afbreek nie, moenie jou, wat sê die woord, moenie jouself na vorentoe stoot nie.
Nee, moenie dit doen nie. Nee, maar die mens wil. Ag man, dit is in die mens, nee. Glorify me. Jy kan God bring hierdie boodskap regtig vandag nie uit so na my en jou nie. Nee, uit liefde na my en jou. Nee, want hy het jou so lief dat hy wil homself nog meer, nog groter in jou openbaar, dat hy vir jou sê, my seun, pas op. Nee, presies dit wat die Satan in die hemel laat val het. Nee, mag jou dalk laat val. Nee, presies dit wat Satan Lucifer God laat verloor het, al was hy 'n gerub wat beskut, nee, mag teen jou kom dat jy jou God mag verloor. Julle wees nederig. Nee, aanvaar, moenie wederstrewig wees nie. Nee, aanvaar dinge wat rondom jou dalk in jou lewe werk op die oomblik. Wees deel van die span, nee, beweeg in die span, doen alles saam, nederigheid van gees. Nee, hierdie tipe van goed. Okay, laat dit in jou sal wees. Amen. 'n Gerub wat beskut, met uitgespreide vlerke wat beskut, het ek jou gestel op die heilige berg. O God, was jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Ek sê vir jou, nee, Satan kan elke haar uit sy kop uitpluk, nee, oor wat hy gedoen het. Maar hy is in weerwraak teen God op die oomblik. Kan jy glo, nee, selfs na sy val, na die stroop van al sy heerlikheid, nee, dat daar niks oor is van hom, in sy vorige heerlikheid wat hy gehad het nie, daar's niks oor van hom nie. Nee, hoor gou hier, veg hy nog steeds teen God. Hy het so 'n haat en 'n wroging in hom, dat hy God nog steeds wil veg, en hy weet hy's op pad hel toe. Hy gaan in die poel van vuur vir ewig gewerp word. Nee, hy gaan vir ewig in die poel van vuur, maar hy wil nog steeds veg. Maar nou wil ek in dit vir julle sê, het julle geweet, dit is ook in ons. En daai ding moet doodgemaak word, nee, in 'n wederstrewigheid, in die verkeerd wat jy weet en jy sien in jou lewe, waarteen die woord jou waarsku, maar nog stap jy op die pad, en jy gaan nog steeds met jou mission aan. Nee, julle, kom ons kom op 'n plek, om 'n absolute nederigheid van hart en gees te hê. Nee, weet julle wat? Jesus het eerder ander om hom opgelig. Nee, hy het nooit, al was hy die seun van God, geloop en in homself geroem nie. Never. Hy is die seun van God. Die hele hemel is in sy hande. Elke engel sal sy lewe aflê om vir die seun van God te kan beweeg en te kan beklei. Nee, en tog staan hy voor Pilatus, stom soos 'n skaap voor die skeerders. Hy weier om te praat. Hy maak nie van sy krag gebruik nie. Julle luister hierso, ek sê julle nou, as Christus gesê het, Vader, klaar. Nou maak ek van my gesag en my autoriteit gebruik. Nee, laat die legioene kom en verdelg hierdie lot. Nee, sê ek vir jou. Nee, het almal in Enika hel toe gegaan. Nee, en dan niks van hulle oorgebly nie. Die krag was in sy hande, maar tog het hy sy goddelike roeping voltooi, deur in nederigheid te gaan, om vir my en jou se sondes te gaan sterwe aan daai kruis. En dis die hart wat ons moet hê. Julle luister gou hierso. Die Here doen dinge deur jou, die Here gebruik jou, die Here lig jou op, die Here gebruik jou as 'n instrument waardeur sy krag vloei. Nee, maar jy moet nie die heerlikheid daarvan gryp nie. Nee, want hy moet meer word. Ek moet in die niet verdwyn, terwyl Christus na vore kom. Ek moet nie eens gesien word nie. Nee, so moet sy heerlikheid na vore kom. Die eer behoort aan die Here. Amen. Amen. Goed, daarom wil ek nou verder vir julle lees. Hierso, toe maar hy gaan net aan en hy wys net al sy grootheid en weens sy koophandel het dit sy binneste met geweld gevul, weens sy koophandel. Ek weet nie wat se deals het hy gedoen nie, maar hy het koophandel deals gedoen. Ek weet nie hoe dit gewerk nie. Maar dit het sy binneste met geweld gevul. Jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe. God het hom as 'n onheilige van die Godeberg afgedrywe. Julle sien julle die waarskuwing in hierdie.
kan julle sien, nederigheid, julle, ons moet nederigheid hê, ons moet doodgaan aan onsself, ons moenie onsself na vore stoot nie. Okay, amen. So ek het jou van die Godeberg afgedrywe, ek het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig. Die Here sê, ek het jou, Satan, tussen die vuurige gesteentes uit vernietig. O Gerub wat beskut, Gerub, jy wat beskut het, hy het ander beskut. Hy het teen God gedraai. Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Yes. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Julle, hoekom sê ek hierdie vir julle? Ons groei in God, ons het tot wedergeboorte kom, die Heilige Gees, die lieflike Heilige Gees kom woon in ons, ons groei in die vrug van die Gees in God, die glans op ons begin vermeerder, 'n goddelike tipe glans, wat so mooi is, maar as jy begin, ek het daai ou en die duiwel uitgedryf en ek het en ek wil net vir julle sê en laat ek myself net bietjie groter maak hierso. Ek weet ek boost dit nou 'n bietjie uit verhouding, maar pas op vir dieselfde gees van Satan wat hom alles gekos het. Alles gekos. Dit het hom die hel laat erf. Die ewige hel. En nou, terwyl selfs in die bietjie tyd wat hom gegin is, nou voor die tyd op die aarde, nou wil hy almal wat hy kan ook in die hel insleep. Hy gaan nie alleen suffer nie, ou maat. Julle laat saam suffer. Soveel, almal wie vir God lief is, kom ek laat hulle ook suffer. En sommer die res van die wêreld ook. Julle, kom ons val nie in daai struik nie. Kom ons laat wees by ons gees diep in by God en hê die gees van die nederigheid en die sagmoedigheid van Christus binne in ons. Amen. Want weet julle wat, dis mooi voor die Here. Amen. Ek wil graag vir jou lees Johannes 3 vers 30. Kyk net wat staan nie. Johannes 3:30 sê, is wat ons titel eintlik is. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom, is bo almal. Dis Jesus. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. En julle, praat ons nie dalk baie keer uit die aarde nie. Vol van boast en roem van onsself. Om ons in ons grootheid te wys wie ons is. Want as iemand jou verneder, dan sien jy sê jy hom sleg. So jy praat uit die aarde. Jy het nie die Christus hart in jou nie. Jy het nie daai Christus hart in jou nie. Toe hulle van Christus sleg praat, toe bly hy stil. Hoor net hier. Hulle praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. Ek spring na vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Julle luister hier. Satan het die ewige lewe in die hemel as 'n Gerub gehad. Hy het dit verbeur. Is weg, is gone. Okay, Ek en jy in Christus Jesus het die ewige lewe, julle. Ons het die gees van Christus, die lieflike Heilige Gees is binne in my en jou, julle. Die lewende woord is inwonend binne in my en jou, julle. Ons is al klaar met 'n glans en 'n gestalte in die gees beklee. Julle weet dit, Ons is met dit beklee. Kom ons verbeur dit nie. En dis 'n klein dingetjie, ons dink, die sonde hierdie, en die sonde daai, ja, dis alles 'n probleem, wat jou kan kos, maar hoor nou hier, wat van hoogmoed? Wat van me, I and myself? Ek julle net, ek moet praat, ek moet nou iets sê,
Ek moet wys wie is ek. Hoor gou hierdie ding. Ek moet net in die kerk wys dat ek is 'n profeet. Ek moet net wys. Selfs in 'n skrif wat jy dalk vir iemand kan bring, toets net jou hart of jy nie besig is om te probeer glory nie. En of jy regtig uit nederigheid van gees en hart net iemand baie graag wil bedien. Net wil bedien. Omdat dit iets is wat die Here op jou gelê het. En eerder verborge wil bly terwyl 'n ander een versterk en opgebou word. Julle, ons gaan hierdie vyand gaan ons met fyn dop hou. Amen. Amen. Goed. OK. Alright, ek gaan net daar lees daar. Dan. 1 Korintiërs 15. Né? Waar is hy? Ja. Ek het nou my merkertjies gemaak, so ek moet nou maar kyk wag. Kom ons kry net gou 1 Korintiërs. Ek dink nie ek het 'n dingetjie daar ingesit nie, het ek? 1 Korintiërs 15. Ja, ek het hom gemerk. Goed lê net almal op mekaar. Right. Nee, dis Romeine. Ja, hier is hy. Amen. 1 Korintiërs 15, right. Kyk gou hierso. Vers 31. Ek sterf, dis Paulus wat praat, dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. Julle, wat is daai sterf? Aan homself. Nou, hier kom nou die vraag, hoe kan ek aan myself sterf? As jy dit gaan probeer regkry, hoor nou hier, deur goed te probeer doodmaak wat jy sien in jou lewe verkeerd is, né? Gaan jy dit nie regkry nie. Daar's een manier. Daar's een manier. Ek wil dit vir julle lees. Ek gaan net eers, voor ek dit vir julle lees, Jakobus 4 vers 4 ook vir julle lees, okay? Jakobus 4 vers 4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? En jy moet daai gaan mooi bedink, wat is waarlik die vriendskap van die wêreld? Dis nie mense wat jy daar buite ken nie. Dit het iets met jou hart te doen. Wat begeer na die dinge wat in die wêreld is. Okay, né? Dat dit vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Okay. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in julle woon. Julle, die gees is die Heilige Gees, wat in ons woon, met 'n jaloersheid binne in hom, omdat ons so vreeslik ophou, né? Ek gaan nie goed noem van ons tyd, né? Die YouTube klips, wat spottend is en niks met God te doen het nie, en 'n ondertoon en 'n glans van hierdie wêreld het, met 'n spottery. Bedink dit net 'n bietjie. Die goed waarna ons kyk, wat godslasterlik is. Nee? Wat die gees van hierdie wêreld, waarmee ons besig hou, nee, en ons probeer inplant. Met jaloersheid begeer die Heilige Gees binne in jou, dat jy jou maar net met hom dalk sou ophou, maar toe verkies jy die ander dinge. Ek noem die goed van ons tyd. Julle, dit help nie, ek praat van ander goed nie. Ek wil die goed van ons tyd waarmee die Satan werk, nee, om dinge in ons hart in te kry. Die Satan werk met hierdie dinge, om dinge in ons hart te plant, om 'n verwydering tussen ons en God te probeer ding. Kan julle sien wat ek sê waarheid is? Kan julle sien wat ek sê waarheid is? Kan jy dit in jou eie lewe sien? Kan jy sien waarmee jy jou ophou teen God veg?
Baie van die goed wat jy jou mee ophou, dat dit teen God veg. Kan jy dit sien? Maak dit dood. Ek sien dit ook. Maak dit dood. Kies teen dit. Verbrysel dit. Vermorsel dit. Spandeer jou tyd met God. Manne, asseblief, ek sê hierdie met groot erg. Wat het met die Satan gedoen? Hy is uit die hemel uitgegooi. Né? Dis wat die Satan gedoen het. Hy het in al sy goed ingegaan, né? Hy wou God oorneem, maar was nie meer plek vir God in sy hart nie, inteendeel, hy het die stoel van God in die hemel gesoek. Né? En raai wat? Dit het hom gekos, né? Vanoggend kom hierdie as 'n waarskuwing na my en jou toe. Okay. Alright. Nou, hoe stimuleer ons in ons lewens wat ek en jy nodig het, dat die begeertes na die dinge van hierdie wêreld sal doodgaan en dat die begeertes na God in die Gees lewend sal word. Romeine 8. Kyk, kom ons gaan kyk gou-gou. Romeine 8. Kom ons gaan kyk. Hierdie is vir my die senterpunt van die geestelike boek van die Bybel. Okay. Wil jy in die Gees lewe? Daar's hy. Wil jy geïnspireer word na 'n planting van die Here in jou kry? Hier's hy. Okay. So ek gaan nou nie julle Romeine 8 kan lees nie, maar dit sal vir jou goed wees om hom oordentlik te gaan deurwerk. Okay. Goed, nou sê hy. Ek gaan Romeine 8 vers 1 en 2 net gou lees, né? Hy sê: Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So julle luister, hier is nie veroordeling vir jou nie. As jy in hierdie boodskap vanoggend gesit het, nou hier sit en sê, ag, I'm a goner, nee, as nie hoop vir my nie, nee, dan sê jy nommer 1 verkeerd. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, maar daar's 'n voorwaarde aan. En net, dit is 'n voorwaarde. Vir die wat na die Gees, wat in die Gees wandel, en nie na die vlees nie. So hoor nou hier, stimuleer jou geestelike wandel. Dit is wat die Here vir jou wil sê. Amen. Want dan maak dit vlees in jou dood, dit maak selfeer in jou dood, dit maak selfverheerliking in jou dood, dit maak 'n begeerte na daai YouTube video's, met daai perverse goed op, dood in jou, jy wil dit nie hê nie, spottery begin jy, haat in jou, want daar's 'n stimulasie van die Heilige Gees van God sterk binne in jou lewe. Sterk. Want jy stimuleer die Gees en die Heilige Gees begin die dinge binne in jou doodmaak wat teen God veg, wat nog in jou lewe is. Hy begin dit net doodmaak. Amen. Amen. Goed. Hy sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vry gemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet van die Gees. Nou jy kry die ou verbondwette, dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van die nuwe verbondwet. Die Heilige Gees lewe. Julle die Heilige, bid in die Gees sonder op. As jy in tale kan bid, bid sonder ophou in tale. Terwyl jy bid. As jy nie in tale kan bid nie, praat met die Here. Loof sy naam, verheerlik hom. Dis 'n geestelike beweging, En jy sal sien hoe die stimulasie van die Heilige Gees en die werk van die krag van God, dit wat teen God veg, wat in jou dalk nog is, doodmaak in jou lewe. So wat is die antwoord dat ons nie in die struik van Satan moet val nie? Wandel in die Gees. Wandel, bid, praat met die Here, verheerlik sy naam. Okay, kom ons wees gou eerlik met mekaar, Skep ons geestelike wandellewe af. Wat sê julle? Ons skep dit af, manne, hoor, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Okay, kom ek begin by my. Jy moenie dit doen nie. Wally, jy moet dit nie doen nie. Moenie jou geestelike wandel afskeep nie. Dan sê ek vir julle, jy moet dit ook nie doen nie. Want het julle geweet, soos wat gees stadig aan dood gaan, word vlees weer opgewek en lewend. Kom hoogmoed, selfsug, eer, selfverheerliking, staan dit op en hy soek daai goed. Hy soek die troon van God. Het jy geweet God het 'n troon in jou hart? Het jy geweet Satan wil graag op jou troon sit?
God het, julle luister gou, God het 'n troon in jou hart. Die godstroon in jou hart. Satan wil op hom sit. Gaan jy hom toelaat? Dis keuses wat ons moet neem. Satan, klim af van hierdie troon. In Jesus se naam, hy behoort aan God. In my hart sit net God op die troon van my hart. En daarom, terwyl ek die naam van die Here groot maak en hom verheerlik en eer aan hom gee, skuif ons die Satan se houvas-plekke in ons lewe al hoe meer uit ons lewens uit. Amen. Goed. Ons gaan nou klaarmaak. Hoor wat sê hy in vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Ek wil hê ons moet gou stop daarop. Hoekom is dit belangrik, in plaas van dat jy 'n YouTube movie opsit, dat jy eerder na 'n preek kyk? Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Of as jy iets aan wil opsit om daar te kyk, sit praise and worship op die big screen, of op jou TV, of op jou foon, of wat ook al, word gestimuleer deur die Gees die heeltyd. Julle aanbidding wat in jou hart geplant word, julle deur sang en lof, julle wat in jou hart begin heers, wat God groot maak en nie self nie. En dan gaan dit dood. Amen. Amen. Want die wat vleeslik bedink vleeslike dinge, maar geestelike. Want wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Kan jy dit sien, Julle, kom ons gee pleinweg net nie vir die vlees en vir die begeertes van die vlees sy plek nie, want daar is 'n troon van God in jou hart. En wie sit nou daarop? Of sê jy, maak ons so, sê, Here, klim net 'n bietjie af, Here, die Satan wil nou hier sit. Net 5 minute, Here, toe vat hy 6 ure. En dit is mos hoe dit werk, Toe vat hy sommer 6 ure. Satan is 'n baie selfsugtige ding, Gryp hy sommer 6 ure vir homself. Ek praat van nou wat in ons lewens gebeur, julle. Julle, weet julle wat, En weet julle wat, ons God is so goed, dat as jy dit toegelaat het, en jy sê net, Here, vergewe my, ek so jammer, ek het nou alweer toegelaat, dat die vyand hier kom sit, waar hy nie moet sit nie, vergewe my, Jesus, klim nou op, asseblief. Ons God is so goed, hy vergewe jou net daar, hy klim net daar op die troon van jou hart, hy sê, is reg my seun, kom ons heers in hierdie liggaam, hierdie tempel van jou, Nou kyk hoe belangrik is troonplek vir Satan. In die hemel wou hy die troon hê, hy kon dit nie kry nie, hy is verslaan en hy is op die aarde neergewerp, is van al sy heerlikheid is hy gestrip. Right. Hy soek troon. Nou, julle weet, wanneer die nuwe tempel gebou gaan word, gaan die Satan self, die antichrist, hy gaan kom, en hy gaan maak asof hy God is, die woord sê, hy gaan wat sê hy? Hy sê as God op die troon van God in die tempel kom sit. Satan, hy soek 'n troon. Maar raai van jou hart, jy het 'n troon in jou hart, Raai wat soek hy? Hy wil op die troon sit. Hy is agter die troon van jou hart aan. Gaan ons dit toelaat? Nee. Beweeg in die Gees. En as jy agterkom aan die, weet jy wat, hy's opdringerig, Elke nou en dan sien jy push, hy wil opklim. Met allerhande goed. En is 'n gedurende geveg binne in ons, om hom in die bek te slaan, om hom weg te werp en te sê, Here Jesus, hierdie is u plek. Wandel die berei rondom die troon, die plek van heerlikheid so tussen woord, lof en aanbidding, gebed, berei dit rondom daarvoor, dat Satan nie naby daai area eers kan kom in jou hart nie, maar God stap met vrymoedigheid in, en neem sy plek in jou hart in. Amen. Amen, halleluja, man, dit is wat ek wil hê. Amen. Weet julle wat, ons gee nog te veel plek vir die vyand. In die hemel wou hy die troon hê, op die aarde wil hy in die tempel van God, as God op die troon gaan sit, in ons harte wil hy daar sit, hy het geen plek daar nie, werp hom uit. Amen. Kom ons neem 'n keuse, julle. Kom ons wees aggressief rondom hierdie dinge. Kom, julle, wandel
En om dit reg te kan kry, hierso is dit, wandel in die Gees. Dien God in die Gees. Kyk na goed wat God verheerlik as jy dan iets op jou foon moet kyk. Né? Hou jou op jou vriendekringe, hoor gou hierso. Né? Jou vriende, jou geselskappe, né? Die mense wat jy jou mee bevind, né? Laat dit God verheerlik rondom jou. Nou gee aan die duiwel geen plek nie. Amen. As jy teen die wêreldlinge moet ingaan, né, dan moet jy gestuur wees. Né, dit moet 'n missie in jou hart wees, né, om hulle aan te raak met die liefde en die blydskap van die Here. Amen. Amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek moet seker klaar maak. Okay. Dit was Jakobus 4. Nee, ons is nou al by Romeine 8. Okay. Alright. Hoe mooi is hierdie? Ek sien hom nou raak. Ek gaan vers 15 eers te lees. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Kom aan, julle, jy's vrygemaak. Jy het jou hart vir Jesus deur die wedergeboorte gegee. Jy is groot gedoop, nee. Jy is losgekoop. Jy het nie 'n gees van slawerny aan hierdie wêreld nie. En nou val jy weer in 'n vrees in nie. Maar hoor wat sê hy. Hy sê, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Julle ons is aangeneem as kinders van God, hoor. Amen. Dan sê hy, deur wie ons roep, Abba, Vader. Hoorie so, raak enige iemand moedeloos onder hierdie boodskap. Voel dit vir my, maak dit nie. Moenie so voel nie, asseblief. Hierdie boodskap kom van die Here af. Die Heilige Gees is met 'n werk binne in jou besig. Al is jy nog nie daar nie, so wat man. Nou, weet jy wat, neem net hierdie boodskap aan vanoggend. Sê, Here help my. Here help my. Nou, dat ek sal kan kom waar ek moet wees. Amen. En die Heilige Gees sal jou help. Hy wat die harte deursoek, julle. Kom aan, nou, hy wat sy Gees uitgestuur het om jou te help. Nou, hy wat met sy liefde na jou toe uitstroom. Kom nou, hy gaan jou help. Maar moet ons hierdie goed hoor wat ons nou vanoggend gehoor het? Moet ons dit hoor? Julle, luister nou, as ons dit nie hoor nie, raai wat gebeur? Dan gaan ons in die goed in en ons raak heeltemal verstrik en verstringeld en verdwaal. Nee, maar as ons die goed hoor, die woord is 'n tweesnydende swaard, dan sny jy die toue af wat jou wil bind, heeltyd so rondom jou, nee. En jy neem 'n besluit in jou hart, jy wil in die weg van die waarheid loop. Amen. Amen. Goed, nou sê hy, die Gees, vers 16, getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ek wil net gou vir julle sê, jy is 'n kind van God. Te midde van baie foute is jy 'n kind van God, okay? Dis die eerste, want die Heilige Gees in jou. Jy sê, weet jy wat, as jy nie 'n kind van God was nie, sou jy nie 4 uur of 5 uur in die oggend opgestaan het om by hierdie mannegebed byvoorbeeld te kan wees nie. Jou gees, die Gees van God, die Heilige Gees, getuig saam met jou gees dat jy is 'n kind van God. Maar wanneer 'n waarskuwende boodskap soos hierdie een uitkom, dan sê jy, Here, lei my deur die Gees. Amen. Okay. En as ons dan kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom sal lei. Hoe lei ons saam met Jesus? Julle, dit is moeilik. Kom aan. Dit is nie altyd so maklik om die Here te dien nie, né? Daar's allerlei goed wat toegang soek. Goed wat jou trek. 'n wil wat verkeerd wil gaan en daar's 'n leidingsproses terwyl jy baie keer soekend na die Here. Praat ek waarheid? Amen. Nee? Hy sê, maar die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, erfgename van God en van Christus. As ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik mag word. Julle, in alles wat ek vandag vir julle gesê het, né? As enige iets ooit vir jou sê, ag, jy gaan dit nie maak nie, dis te moeilik. Jy luister nie na dit nie. Ek wil vir julle een groot geheim wat ek ontdek het, wat ek gekry het. Wat ek net bygebly het, maak nie saak hoe moeilik dinge raak nie, maak saak hoeveel keer ek struikel nie, hou net aan. Hou aan en dien die Here. En al stel jy jouself te leer, hier's 'n groot een. Het julle geweet as jy jouself te leer stel, dan voel jy sommer gevloor? Wie ken daai een?
Jy is sommer gevloor. Nee, daar doen ek dit alweer en ek het gesê ek sal nie, ag nee, dit voel of jy nie oor dit kom. Hoekom? Praat ek waarheid? Manne, luister hierso, staan op. Bely dit voor die Here, wat ook al dit is. Nee, hef jou hoof op. Volg Jesus Christus net verder van daai punt af. Nee, as jy dit bely het, is dit weg. Dis uitgewis. Nee, en dien die Here verder met alles wat in jou is. Amen. Amen. Baie dankie Piet. Kom ons staan.